Goeiedag vriende, my naam is Pieter van der Merwe, ek sê dit maar weer, terwille van elkeen wat vir die eerste keer inskakel. Ons praat oor die Here se koms en so ook vandag, ryk onderwerp met geweldig baie fasette. Vandag is die faset waarna ons gaan kyk, spesifiek oor Israel se vyande. Ons sien dat daar konflik is en daar's konflik teenoor die Jode wêreldwyd. Daar's 'n rede en die woord het baie te sê daaroor. So kom ons gaan vandag daarop fokus en voor ons begin, ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons daar in u hande is. Dankie dat die tye in u hande is. Dankie Here dat dit ook geld vir die land Israel, vir sy vyande, dat dit geld vir die totale wêreld. Here, ons loof u vir die tye waarin ons lewe, waarin ons kan sien hoe u woord in vervulling gaan. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil vandag bietjie praat, soos ek gesê het, oor die vyande van Israel. Nou daar is 'n hele klompie fasette daaraan. Die woord het heel wat profeseë met betrekking tot Israel se vyande. En die woord is baie duidelik in terme van wie is die vyande van Israel. En dit begin in Genesis reeds, in Genesis 15 vers 18 tot 20. Ek lees dit vir u. So het die Here daardie dag 'n verbond met Abraham gemaak en gesê, ek het hierdie land vir jou nageslag gegee, vanaf die Egiptespruit tot by die groot Efraatrivier. Dit sluit in die land van die Keniete, die Kenesiete, die Kadmoniete, die Hittite, die Feresiete, die Refaïte, die Amoriete, die Kanaaniete, die Girgasiete en die Jebusiete. Vriende, nou dit bly vir my een van die interessantste goed, dat God sy volk neem na 'n land toe met al hierdie volkere. Nou van hulle se name het oor tyd verander, bestaan nie meer nie, maar die vyand en die vyandelike dinge bly presies dieselfde, die uitgangspunt van God se vyande. Daar is konstante konflik in daardie land, van ou Saul se tyd af, wat die eerste koning was. In Salomo se tyd was daar so 'n bietjie van vrede of redelike vrede in die land, maar konstant. En van Mei 1948 konstant. Die eerste oorlog was op die dag in Mei 1948 toe die land Israel weer onafhanklikheid gekry en verklaar het. Die oorlog het daai dag uitgebreek, baie interessant, jy kan gaan lees daaroor. Nou wie is die vyande? Vriende, mens kry in 1 Kronieke 1, dis nie die enigste vyand nie, maar net interessantheidshalwe, word die 12 stamme van Ismael genoem. Net soos Jakob 12 seuns gehad het, het Ismael ook 12 seuns gehad. Hulle word genoem in 1 Kronieke 1 en hulle is by uitstek die voorsate van die moslems, wat ons vandag ken as moslems. Nou dit sluit onder andere ook in die latere reuse, toe die land Israel die land inkom, wat het hulle te doen gehad met reuse. Ons lees dit in Numeri 13 van die verspieders wat terugkom en dit vir hulle kom vertel. Nou die reuse kan ons baie oor praat. Dit was werklik fisies reuse en daar is al die aanduidings dat dit nie volkome menslik was nie, maar dat daar wat ons nou noem vreemde bloed in was, sataniese bloed in was. Die vyand weet, dit is die land wat God vir sy volk gereed gemaak het. Vriende, nou ja, ek lees vir u gou Genesis 15 vers 16. 4 geslagte na jou, wanneer die sonde van die Amoriete ryp geword het vir oordeel, sal jou nageslag terugkom na hierdie land toe. Hulle was nou in Egipte. Egipte was 'n tuiste vir hulle vir 400 jaar. Die volk het basies in Egipte ontwikkel as 'n volk en hulle word nou teruggegee of teruggestuur na die land toe waar al hierdie vyande vir hulle wag. Vriende, nou kom ons gaan kyk 'n bietjie dieper oor wie is nou regtig die vyande van Israel. Ons kyk vanuit 'n Bybelse perspektief. Nou die Psalm 83 het 'n redelike uitgebreide beskrywing van hierdie vyande van Israel, ook ander gedeeltes, ons kyk daarna, maar ek wil begin met hierdie opmerking, en dit is dat baie van die vyande van Israel is familie van hulle. Dit is direkte familie. As 'n mens kyk na Edom, Edom is die nasate van Esau. Moab is die nasate van Lot.
Die Ismaeliete is die nageslagte van Ismael, wat 'n seun van Abraham was. Die Moabiete is ook die nageslagte van Lot en Rut was 'n Moabiet en God het 'n besonderse plan ook in haar lewe, in die lewe van die Jode gehad. Trouwens, sy word genoem as een van die voormoeders van die Here Jesus self. So God kyk breër as net ons na hierdie hele situasie. 'n man met die naam van Bill Solis, nou as hy nou goed verkeerd sê, dan gaan ek dit nou ook verkeerd sê, maar ek haal hom aan, hy het navorsing gedoen oor Psalm 83 en al die volke wat daar genoem word en ook waar hulle woon. Ek gaan net so vinnig daardeur. Psalm 83 dui uit die aard van die saak op die tradisionele gebied waarin hierdie volke gewoon het, en ons kan sien dat hierdie terreine presies dieselfde is waar die vyande van Israel vandag nog woon. Die Edomiete, sê hy, is Palestyne en hulle was in Suid-Jordanië. Die Ismaeliete is die Saoedies, maar Moabiete is ook Palestyne en hulle woon tradisioneel in Sentraal-Jordanië. Die Agariërs is Egiptenare, nageslagte van Hagar. Die Gebal is Hesbollah, Noord-Libanon, dan Ammon is Palestyne, Noord-Jordaniërs is hulle gebied, Amalek is Arabiere van Sinai, omgewing, en dan word Filistea genoem, dis Hamas van die Gaza-strook. Die Filistyne was in Gaza, dit was hulle gebied gewees. Daarmee sê ek nie die Palestyne is Filistyne nie, maar waarskynlik nageslagte. Tyrus, Hesbollah, Suid-Libanon, Assirië is Syriërs en hulle kom in Noord-Irak. Nou ja, dit is Psalm 83 se lys van die vyande van Israel en soos ek sê, Bill Solis het hierdie grondgebiede in sy navorsing toegedig aan die verskillende groeperinge. Net terloops, jy weet dit waarskynlik, Hamas beteken geweld. Ek gaan nou na Amos 1 en 2 toe, ek net kortlik daaruit aanhaal. Hier gaan dit oor die goddelike oordeele oor die vyande van Israel. Vers 3 van Amos 1. Damaskus sal nie ongestraf bly nie. En dit kan 'n mens ook sien in Jesaja 17 waar die vernietiging, die absolute vernietiging van Damaskus voorlê. En ons weet, Damaskus is die oudste stad in die wêreld wat nog nooit, vernietig was nie, maar dit kom en is naby. Vers 6, aanklag teen Gaza. Die mense van Gaza het keer op keer gesondig. Vers 8, die Filistyne sal ophou bestaan. Vers 9, ek sal die mure van Tyrus afbrand, dis in Libanon. Vers 11, die mense van Edom sal nie ongestraf bly nie. Vers 13, die oordeele oor Ammon. In hoofstuk 2 sê hy ook dat Moab nie ongestraf gaan bly nie. So daar's 'n goddelike oordeele oor die vyande van Israel. Nou net ter wille van balans, daai selfde Amos verduidelik ook en voorspel ook vir ons dat Jode en Israel ook gestraf gaan word as gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan God. Vriende, die volkere mag uitgesterf wees, die Bybelse volke, of baie van hulle mag uitgesterf wees, maar die gees waarin die vyande van Israel opereer, bly presies dieselfde. Kom ons kyk nou daarna, net vinnig. Vanaf dag 1 wat Israel ontstaan het, die nuwe Israel, in Mei 1948 was daar die oorlog, die onafhanklikheidsoorlog. U kan gaan lees oor hom, dit was 'n ongelooflike ingryping van God se kant af. Daar's voortdurende vyandskap teen Israel. Ons praat nou van die gees wat heers in die vyande van Israel. Dis voortdurend. Vriende, dit was in die tyd van verstrooiing op ander maniere. Daar was eintlik basiese stilte, maar hulle is vervolg. Oral waar hulle was, in Rusland, Spanje, oral. Hulle het vervolging ervaar. Dan die voorgee om die leidende party te wees. Die vyande van Israel is altyd, hulle gee voor. Hulle is die ouens wat swaar kry onder die Jode. Ons sien dit by die Palestyne, by uitstek. Dan die verbreeking van ooreenkomste. Dit is
kenmerkend van die vyande van Israel. Hulle sal berade hou oor vrede. En hoeveel keer in die geskiedenis was daar nou al sogenaamde spitsberade oor vrede? En dan kom die ouens maar net weer en hulle verbreek dit. Daar's vir fokus. As ek sê fokus, stel ek dit dalk 'n bietjie sterk, maar kom ons sê nou maar terwille van wat ek wil sê op die weerloses. Vriende, en ons sien dit reeds met die met die aanval van die Amalekiete op die Israeliete net nadat hulle deur die Rooi See gekom het. 'n groep slawe. Hulle het niks geweet van oorlog maak nie. Hulle het geweet van bou. En niks weet van oorlog maak. Hier val die Amalekiete hulle aan. En jy kan dit gaan lees hoe die ou mense uitgemoor was en ja, die aard van die saak ook al die weerloses, die vrouens, die kinders. Hulle gee ook nie om hulle eie mense te offer nie. Ek wil sê op te offer nie. 'n Mens sien dit, waar as 'n mens nou weet wat aangaan. Jy weet in Gaza en in Libanon kry hulle, waar kry die wapenopslagplekke? Ondergoed so skole, in huise, openinge wat afgaan met trappe wat onder kinderbeddens is. Dis 'n ongelooflike arrogansie in terme van hulle voel eintlik niks vir hulle eie mense nie, terwille van die groter doelwit, die oorwinning of oor Israel en die totale vernietiging van Israel. Dit is waaroor alles gaan. Vriende, Psalm 83 vers 13 tot 19, ek lees dit vir u. Dit beskryf ook hierdie uiteindelike oorwinning oor God se vyande. Hulle het gesê, kom ons vat dit vir ons, hierdie land van God. Vriende, dis steeds die refrein. Hulle sal nie sê is die land van God nie, hulle sê dis die land van Israel. Ons vat dit vir ons, die beginsel daar. My God, maak hulle soos 'n tolbos, soos kaf voor die wind, soos vuur 'n woud verteer, soos 'n vlam berge aan die brandsteed. Agtervolg hulle so met u orkaan, verskrik hulle met u stormwind. Maak hulle tot skande, Here, sodat hulle u naam sal eer. Laat hulle altyd beskaamd wees en verskrik wees. Laat hulle verward wees en vergaan, sodat hulle kan weet net u naam is die Here, die Allerhoogste oor die hele aarde. Vriende, dis die Psalm 83 se einde wat deur Asaf geskryf was. En ek wil net twee goedjies uithaal. Sodat hulle u naam sal eer in vers 17 en vers 19, sodat hulle kan weet net u naam is die Here, die Allerhoogste oor die hele aarde. Vriende, dit gaan uiteindelik alles daaroor, dat die nasies moet besef wie hy is. En as hulle fokus op Israel, dan gaan hulle moeilikheid kry. Dis God se volk. Dis God se oogappel. Vriende, het God 'n hart vir die vyand? Natuurlik het hy 'n hart vir die vyand. Anders sou dit nie die einde van Psalm 83 gewees het nie. Weet jy, as 'n mens die Ou Testament gaan lees, die boek Jona beskryf die grootste herlewing, waarskynlik van alle tye, die totale redding van die stad Ninive. Daar was baie mense in. Dit was 'n groot stad. Die woord sê, of Jona sê, dat dit 3 dae se stap was, om van die een punt van die stad tot by die ander punt te kom. Nou, die ou slim mense maak nou hulle somme, dan sê hulle die ding, die stad was ongeveer 750 hektaar groot. Dit is nogal groot. Jy moet onthou, mense het by mekaar, baie naby aan mekaar gewoon, het nie groot erwe gehad nie, het naby aan mekaar gewoon. Ninive is huidiglik in die buitewyke, of was in die buitewyke van Mosul, Irak, so daar bestaan steeds 'n stad in daai omgewing. Die grootste herlewing het daar plaasgevind, omdat hulle gedraai het, hulle gesig, en God hulle gered het van vernietiging. So, ons kan sy hart sien, ook vir heidene. As hulle net wil draai na hom toe, dan red hy hulle. Ek lees vir Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vriende, dit is die hart van God ook vir die nasies. Maar hulle moet sy volk uitlos. As hulle sy volk oneer aanval, gaan hulle moeilikheid kry. En ons sien dit deur al die eeue.
Ons sien vandag geen Babel meer nie. Israel het onder Babel gelei, hulle was weggevoer soontoe. Ons sien geen Meders en Perse meer nie. Ons sien geen Griekse ryk meer nie. Daar is wel 'n Grieke land, maar dis nie meer die Griekse ryk wat wêreldwyd geheers het nie. Daar's geen Romeinse ryk meer nie, maar die land Israel staan steeds. Vriende, terwyl ek nou hieroor praat, ek is nou naby klaar. Egipte is altyd vir my interessant hier. Egipte was die land onder wie die Jode baie swaar gekry het. Maar Egipte was ook die land wat 'n tuiste was toe hulle in hulle eie land verskriklik moeilikheid gehad het met die droogte. En Egipte is eintlik die land waar hierdie Jode as 'n volk ontstaan het in die sin van, ek meen dit was maar die 12 seuns van van Jakob met hulle nasate wat Egipte toe is. So, dit was 'n klein groepie, maar hulle het gegroei tot 'n volk van miljoene en God het hulle daar gehou terwyl die vyande van die Jode, die uiteindelike vyande van die Jode in Israel gekonsentreer het. Die vyand het geweet, daai volker het dit nie geweet nie, maar die vyand, duiwel het dit geweet. Dis die land wat God vir Abraham beloof het. En hy konsentreer die vyande van die Jode daar, soos dit eintlik vandag nog steeds is. Die Jode is God se oogappel. Vriende, 'n mens kan nie daarby verbykom nie. Wat ek net ook wil sê oor Egipte. Egipte, soos ek sê, bestaan steeds vandag as land, as jy dit vergelyk met die ander volke met wie Israel te doen gehad het, wat nie meer bestaan nie. En dan word Egipte beskrywe in die profeseë aan die einde, dat Egipte in die vrederyk, dat Egipte 'n rol gaan hê, in die sin van, dat hulle eer gaan gee aan die Here Jesus as Messias. Ongelooflik. Want hulle was, dis Pieter van der Merwe wat dit sê, hulle was die land wat vir Israel 'n tuiste gebied het, wat toe hulle dood in die gesig gestaar het. Vriende, God se hart is dat sy vyande ook tot inkeer kom. Ons mag dit nooit vergeet nie. Hulle moenie sukkel met sy volk nie, maar hy het 'n hart vir hulle. Ek en vroulief het die voorreg gehad om so in die 90er jare was ons in Marokko op 'n stadium en het ons met 'n bekeerde Palestyn te doen gekry. 'n Pragtige kind van die Here. Dit kan gebeur. Die Here het hulle lief. En ons weet daar is heelwat Palestyne ook, wat hom dien en wat 'n mooi hart het ook vir die Jode, en God seën hulle. Mag ons altyd die ding in perspektief sien. Dis 'n stryd aan die gang wat die vyand aanstoot en is 'n stryd wat God moet hanteer en oordeele moet bring, omdat dit lynreg in teenstaan teen sy wil vir daardie land en vir daardie volk. Maar hy bly ook lief vir die wat hom nie lief het nie, en vir wie hy ook gesterf het, dat ons dit nooit vergeet nie. Here, ek prys U vandag dat ons in die tyd woon waarin ons die vervulling sien van soveel dinge, ook hierdie dinge. Dankie Here dat dit vir ons heen wys na tye wat kom, tye van verkwikking in die Here, tye van verkwikking op hierdie aarde, tye van vrede op hierdie aarde, waar al die nasies na Jerusalem sal stroom om U te aanbid en hulle offers daar te bring. Here, dankie dat ons dit kan sien, die waar word daarvan, die grondslagfases daarvan. Ek loof U naam, in die naam van alle name, Jesus Christus. Amen. Mag die Here julle seën.